Ons bou steeds die spelling iglo. Waar hoor die letter V van die alfabet? Natuurlik is dit 'n groen konsonant en die tipe klank wat dit voortbring is 'n wrywingsklank, V. Jou lippe, jy kan sommer voel hoe dit teen mekaar skuur. Jou tande en jou lippe. Daarom gebruik ons die assosiasiesin frik, vat, vat. Dit hoort dus by nommer 2. 'n Wrywings- of frikatiewe klank is die f. Baie belangrik met die letter V is dat jy weer die algemene reël Zulu se jakkals vang voëls vol en ekstrale leer. Ons eindig nie in Afrikaans woorde op 'n V nie. Dit is presies dieselfde as John I love you in Engels. Daarom onthou hierdie blou voël onder wanneer jy 'n woord skryf en jy wil graag die V gebruik, is jy besig met 'n spelfout. Sing die alfabetliedjie en vind die letter V. Dadelik moet die rooi vlaggie aan wees. Jy kan sien dat daar geen klank bokant die letter V aangedui is nie. Dus beteken dit, hierdie letter van die alfabet maak nie sy eie unieke klank nie. Dit gaan leen klanke by ander letters en ons gaan dit nou verder saam ontdek. Dalk is dit vir jou 'n verrassing as jy die muurkaart bekyk om te weet, die letter V maak 2 klanke in Afrikaans. Dit maak f en w. En hier is een van die letters wat vele verwarring bring vir Afrikaans en Engels en tweede en derde taalsprekers. In Engels is die letter V maak w vir van. Julle hoor w. Dit klink natuurlik soos die Afrikaanse W vir wolke. W. Daarom, V en W moet baie geoefen word met duidelike verduidelikings hoekom hierdie twee verskil in Afrikaans en Engels. Kom ons kyk na die blou teëls. Dit is die twee klanke wat die letter V kan maak. Die eerste klank is f, maar ons het al die f geleer en dit was by die letter F. Dis presies dieselfde klank. Wanneer ons die korrekte lettername gebruik, is dit nie nodig met allerlei stories te kom soos die kieritjie of die sief nie. Elkeen het sy eie naam. Dis F en V. Daarom leer ons eksplisiet vandag eendag die korrekte benamings. Dit spaar ongelooflik baie tyd en baie ekstra stories wat leerders moet probeer onthou om eintlik net by die ware Jakob uit te kom. Ons gaan nou die bewegings oefen. Die eerste beweging is die letter V sê f vir vis. Maak jou hande teen mekaar en beweeg vorentoe asof jy 'n visie is wat in die water swem. Maar die letter V sê ook w. Nou maak jy 2 sirkels bokant jou oë terwyl jy swem, soos 'n duidelike bril wat vir jou of 'n verkyker wat vir jou visie in die water gee om al die visse raak te sien. En ons hoor sommer dadelik, dit is ons w-klank wat ons tradisioneel in Afrikaans saam met die letter W gaan gebruik. Daar is net 'n paar woorde en dit is in ons spelboek aangedui. Daarom is ons bron en ons geel spelboek saam met die kursus die beste idee. Kom ons oefen nou. Die letter V sê f, swem soos 'n vis, en w, maak asof jy 'n verkyker het en 'n duidelike visie het. Die letter V sê f en w. Ons gaan nou in graad 1 kwartaal 2 slegs werk met die letter V sê f vir vis. As jy agter die klankdeeltjie sien, sal jy dadelik besef ons het al hierdie klank behandel en dit was saam met die letter F. En daarom is die rooi vlaggie aan en moet jy altyd mooi dink voordat jy net wegtrek en skryf of lees. Lees is gewoonlik nie die probleem nie.
Dit kom weer eens by die skryfafdeling waar leerders vashak. Daarom het Ketsa Spelling die kurrikulum in 2 dele verdeel. Die leesdeel wat die eerste plakkate, die geel en groen plakkate is, en dan natuurlik die skryfdeel waar ons die klanke omskakel na geskrewe letters. Duidelik sien jy om die klankie in Afrikaans te skryf, het jy 'n opsie van 'n F en 'n V. Ons weet ook dat daar nie altyd 'n reël is om ons te help nie en baie van hierdie woorde geheuewoorde moet wees. Maar daar is 'n reël wat ons kan help en dit is Zulu se jakkals vang voëls wol en ekstrale. Daar dui ons aan dat V nie aan die einde van 'n woord kan staan nie. Dis help dit ons om te weet as 'n woord met 'n F begin, moet ek onderskei tussen 'n V en 'n F. Maar as dit op 'n F klank eindig, dit altyd die F van die fiets is. Reeds het ons verduidelik dat die V nie sy eie klank het nie en hy gaan haal sy klankie by die letter F. F. Bou die F. Skryf die woord vas. Ons begin met 'n F. Daar is geen reël wat vir ons gaan help om te weet of dit 'n F of 'n V is nie. Maar eers bou die klanke. F, A, S. Nou moet ons die woord omskakel na 'n geskrewe letter. Dit is hier waar ons regtig denke en analitiese denke en goeie vaslegging wil kweek. Voordat jy kan skryf, moet jy 'n bietjie verder dink. Kan jy onthou of die woord vas met 'n F of 'n V geskryf word? En leerders behoort 'n geheuestoor te ontwikkel waaruit hulle die antwoord kan gaan haal. Daar is nie 'n vaste reël om te sê dis 'n F of 'n V nie. Daar is 'n paar leidrade wat ons soms kan help, maar die belangrikste is om die lyste in ons geel spelboek te leer en te weet watter woorde by V hoort en watter by F. En hierdie woord is natuurlik 'n V-woord, vas. Ons skakel nou om na V en dan A, die A-klankie na A en die S-klankie na S. En dit is natuurlik 'n geslote lettergreep. Sien julle dat ons baie stadiger werk? En vas is nie net 'n spelwoord wat 'n kind iewers in 'n lys gekry het en 20 keer by die huis uitgeskryf het. En oor 4-5 weke wil hy vas geskryf in sy opstel en baie leerders gaan sommer die F gebruik. Dit is waar die verwarring vandaan kom. Maak dit seker dat jy altyd stadig werk wanneer die V en die F onderskei moet word. Ons gaan nou vir leerders vra om hierdie woord te lees. Dadelik gaan almal benoud kyk. Hierdie is 'n langer woord. Hier is skielik 4 letters teenwoordig. Daar is niks meer aan hierdie woord as die vorige woord van vas nie. Elkeen is 'n enkel letter van die alfabet wat omgeskakel word na 'n klank toe. Moenie laat woorde se lengte jou lei om te bepaal of dit maklik of moeilik is nie. Moeilik kom wanneer daar uitvangplekke is waar ons in lettergrepe moet opbreek of waar ons 'n addisionele klank kry van 'n klinker. Vir die res kan jy reeds hierdie woord lees. Eerste klank. Ons weet V het nie sy eie klank nie, daarom moet ons F se klank F gaan leen. F, R, O, T. Leerders moet hierdie woord onafhanklik kan lees. Al is daar 4 letters in die woord. En ons almal weet hierdie was 'n geslote lettergreep en daarom het ons die kort O-klank gebruik. Nou klap ons dit. As jy meer as 3 letters het, klap die tweede letter in die middel van jou boarm. F, R, O, T. Vrot. Ons behou die ritme. Die letter V sê F en W en jy maak soos 'n vis wat swem en iemand wat 'n verkyker vashou. Herken die letter V in woorde, lees die leeskaart, doen die lettervormingsoefeninge en die sleutelbord aktiwiteit. Spelling is gewoonlik waar die vashak vir die letter V bykom, want dis maklik om dit te lees. Maar wanneer ek skielik F
moet skryf, is ek onseker. Kom ons kyk na 'n woord soos laf. Ek vra vir leerders, skryf vir my die woord laf. Dadelik kry ons die klank aan die einde van die woord. En nou sal julle verstaan hoekom ons die Zulu reël al in vele lesse herhaal het. Leerders moet reëls kan toepas. Dit is analitiese denke. Ons kan nie net geheuestore vorm waar woorde oor en oor geoefen word en later is daardie pool woorde so groot dat alles deurmekaar raak nie. Ons wil laf skryf. Bou die klanke l, a, f. Kom ons skakel dit om. Baie maklik. L, a. Nou moet ons stadig stap, want ons hoor f. Gaan ek nou die F of die V gebruik? As die kinders Zulu se reël verstaan, weet hulle dadelik, hulle moet in hierdie geval die F-letter gebruik, want ons mag nooit voëls, ons blou vlerkvoeltjie, aan die einde van 'n woord gebruik nie. En dit is hoe kritiese denke spelling verbeter. Daar is kopiereg op al ons produkte.